Nou vriende, ons gaan jou vra om, ek het nie die teks deurgestuur, ek het net die boodskappe deurgestuur of die twee dienste, maar ons gaan vanoggend blaai en ons gaan begin om hierdie Pinkster reeksie te begin, gaan ons lees uit Johannes hoofstuk 1, so u kan blaai na Johannes hoofstuk 1 en ons gaan daarvan 13 verse saam lees. Nou vriende, ons moet net weer mooi onsself vind waar ons is, maar voor ons enigstens verder gaan, kom ons doen net 'n kanselgebed. Daar is reeds gebid, maar ek wil net bid vir die woord. Here, baie dankie nou dat ons voor U kan buig in diepe afhanklikheid. Here, opnuut wil ek vir U sê wat U woord vir my geleer het, dat as U hierdie huis nie bou nie, te vergeefs werd die wat daarom bou. As U die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. Daarom kom verklaar ons in hierdie oomblikke ons totale afhanklikheid aan U. Dat U ook vandag die woord in ons hart sal kom saai, dat U vir ons vandag nuwe insig sal gee in die wonderwerk bo alle wonderwerke, terwyl ons Pinkster 2026 afskop met hierdie kosbare waarheid. Vader, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kry ons net weer ons plek vind, onthou, ons het eers ons Paasnaweek gehad, jou Vrydag en jou Sondag, wat die kruiswerk vir ons uitgelig het, en toe het ons die opstandings gehad, dit is die Sondag, Vrydag, die Paasvrydag, en Sondag die opstandingssondag, en toe het ons 40 dae gehad, tot en met die Hemelvaart, wat ons ook hier saam bedien het, kosbare woord gewees, en toe 10 dae later was daar opdrag van op die berg, gaan terug na Jerusalem en gaan wag. En hulle het spontaan opbeweeg na hulle ou plek van byeenkoms, hulle ou gebedskamer, het hulle gegaan in die boventrek en saam met 120 ander het hulle daar vergader. En dis waar Pinkster plaasgevind het, dis wat ons herdenk en dit is wat ons oor gaan praat. So kom ons lees nou saam vanaf vers 1 van Johannes 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot getuie gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mens het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Net tot daar het die kosbare woord van die Here, vriende, en wat 'n pragtige stuk woord. Elke keer as jy het so lees, dan dink ek, dit is die mooiste stuk wat ek gelees het, tot ek weer 'n ander stuk lees, dan sien ek net, dit was hierdie mooiste stuk. So die woord bly kosbaar, nê? Ons is besig met Pinkster, vriende, en ek gaan vir u voorhou twee gedagtes, twee tekste, 2 Petrus 3 vers 9, net hierdie gedagte, God wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie. Dis nie die wil van God dat iemand verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. 1 Timoteus 2, 3 tot 5, kan jy gaan kyk, ek gee net vir die gedeelte wat van toepassing is. Want dit is goed en aangenaam voor God ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word. Vrienden, dit moet ons nou baie mooi opkyk wat God hier sê. Dit is sy wil dat alle mense gered word. Maar ons weet alle mense word nie gered nie. Daaroor gaan ons praat in tye wat kom. Maar dan kom hy en hy gee hierdie belofte, maar aan almal wat hom aangeneem het. Aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Nou wil ek met u praat oor hierdie tema, vriende, die werk van die Heilige Gees van verlore tot gevind. So wat ek vandag wil doen is, ek wil kom en ek wil sê, kom ons sit iemand hierbo en ons sê, hierdie persoon
is 'n getuie van die Here Jesus. Kom ek vat vir een. Ek ken vir een hier voor nou baie goed en hy is een van my ouderlinge en ek weet hy het 'n geweldige groot ontmoeting met die Here gehad en die Here het hom gered. So kom ons sit vir een hier voor en sê hoe dit gebeur. Ons kyk na die kind van God hier voor. Hy is nou in die hemel, hy kom uit die aarde uit, hy kom uit die verlore uit. Die Here red hom en hy kom plaas hom hier voor. Nou kyk ons terug in die sirkel en ons kyk hoe dit gebeur. Hoe het dit gebeur? Hoe is dit dat iemand hier kan kom en nou kind van God kan word? Dis wat ek vandag met u gaan doen. Ek gaan een kant van die muntstuk doen en dan vanaand die ander kant van die muntstuk. So ek gaan met u praat oor die werk van die Heilige Gees van verlore tot gevind. Jy sien, God kom deur die woord, vriende, hy openbaar homself van Genesis regdeur as 3 persone as God. Ons kan hulle duidelik van mekaar onderskei, maar ons kan hulle nooit van mekaar skei nie. Want wanneer ons praat oor die redding van 'n siel, wanneer ons praat oor die heiliging van 'n siel, het ons God die Vader nodig, ons het die Seun nodig en die Gees nodig, en hulle werk altyd saam. Ook as ons dink aan die verlore sondaar wat daar in die wêreld is, kom die Vader en die Seun en die Gees en hulle werk saam om hierdie persoon vir homself te wen. Want dit is sy wil. Sy wil is dat almal gered moet word. So hy gaan nou deur die werking van die 3 eenheid gaan hy nou kom en hy gaan homself, hy gaan nou die mens vir homself red. Nou kom ons kyk na hierdie teksvers, dan kan ek net vir weet, daar's baie ander, maar ek ook wys vir een, hoe die 3 eenheid hier oopgebreek word. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele oor hom oop. En hy sien die Gees van God, soos 'n duif op hom neerdal. Sien jy die Seun en die Gees van God? En vers 17, en daar kom 'n stem uit die hemel, wat sê, dit is my geliefde Seun, in wie ek welbehae het, God die Vader. Vrienden, ons kyk nou terug en ons sê, God het Jesus beloof, hy het hierdie boodskap kom vervul met die geboorte van sy seun Kersfees, hy het die boodskap kom vervul om in ons plek te sterwe, die kruis, hy het opgestaan en die dood oorwin, hy het opgevaar, en nou kom ons by Pinkster, en dit is waar ons onsself vanoggend bevind. Nou die vraag wat ek wil vra is, waarom was Pinkster daar? Hoekom het Pinkster gekom? En kom ek sê net vir, Pinkster het net 1 keer gekom, vriende. Hy gaan nie 2 keer kom, net 1 keer. So moet nie weer 'n Pinkster gaan soek nie, hy is klaar hier, die Gees het gekom. Ek gaan vir jou 2 redes gee hoekom hy kom. En die eerste een gaan ons vanoggend baie sterk hanteer, en die tweede gaan ons vanaand en volgende week moontlik hanteer. Maar kom ons begin by die 2 redes hoekom die Gees gekom het. Die eerste plek is om die kinders van God wat gewag het in die boventrek te kon vervul en te bekragtig. Die eerste werk wat hy gedoen het. So daai klompie staan nou op, en wat gaan hulle doen? Hulle gaan binne in die wêreld in, en nou preek hulle. En wat gebeur toe hulle preek? Dis die tweede rede vir die koms van die Heilige Gees. Hy kom, en hy kom werk onder die verlore mense, en hy red daai dag 3000 siele. So vir vanoggend se geleentheid wil ek sê, die Gees van God het gekom, Pinksterdag het gekom, om sondaar soos ek en jy te kom red. En nou gaan ek vanoggend met u praat, vandat Jesus gekom het, waarvoor het hy gekom? Onthou jy, hy het gekom om te soek en te red wat verlore is. Maar waar is Jesus nou, vriende? Hy sit in die hemel aan die regterhand van God, as ons dink aan die hemelvaartboodskap. Maar die boodskap gaan steeds uit. Hy red steeds. Hy soek steeds. Wie? Die wat verlore is. Maar hoe gaan hy dit nou doen? Hy is in die hemel en hy stuur die Gees in sy plek. Hy kom werk in die kerk en hy vat sy boodskap uit. So die werk van die Here gaan aan en daar word steeds deur die Gees gesoek om te red. Nou is die vraag, hoe kies God om hierdie boodskap by die mens uit te bring? Baie belangrik. Kom ons vat jou gou terug na Romeine hoofstuk 10 toe. En kyk wat sê hy. Hy begin deur te sê, want elke wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Maar kyk na vers 14. Maar hoe kan hulle dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle glo in van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie?
Jy sien, vriende, God gebruik prediking. Primêr die prediking vanaf 'n kansel, vanaf 'n podium, vanaf waar ook al om mense te bereik. Dit kan 'n kansel wees, maar vriende, partykeer is jou preekstoel jou werkswinkel. Partykeer is jou preekstoel die kasregister. Maar God gebruik mense om hierdie boodskap uit te stuur na buite. En dis presies wat hy doen by Pinkster. Hy kom bekragtig die kinders van God, en hulle gaan uit en hulle preek die evangelie, en dan wil ek jy moet mooi kyk, wat sê hy vir hulle? Hy sê, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, alle langmoedigheid en lering. So wat sê hy? Prediking, gesels, kommunikasie moet voortdurend gebeur. God het hierdie plan geïnisieer, hy het sy seun gestuur, en nou vriende moet hierdie werk voortgaan. Die werk van die Gees gaan voort. En dis waaroor ek en jy so 'n bietjie vandag met mekaar gaan gesels, rondom wat dit beteken. So kom ons begin en ons sê, die werk van die Heilige Gees van verlore tot gevind. Onthou nou, ons het die eindproduk van 'n persoon wat gered is. Ek kan my eie lewe hier plaas, want ek het 'n duidelike getuienis van redding. Ek kan jou lewe hier plaas, maar miskien sit jy vandag aan die ander kant. En jy sê vir my, maar ek het nie regtig idee waarvan jy praat nie. Dan wil ek jy met jou hart mooi oopmaak. En jy moet nou mooi luister wat die Gees vir ons gaan leer. En ek wil hê jy moet vandag as ons klaar is, moet jy of gered word, of jy moet kom tot 'n geweldige aanbidding vir die genade dat ek jy gered kan wees. So kom ons begin en ons praat oor hierdie kort gedagte. In die eerste plek sê ons, die Gees kom en hy oortuig die sonder van sonde en van verlorenheid en van Jesus se werk. Vir soveel mense het ek al geluister en jy bly maar stil of jy sê iets as jy moet. Maar soveel mense begin met die woorde, ek het die Here gevind. Vriende, jy het nog nooit die Here gevind nie. Want jy het nog nooit die Here gesoek nie. Vriende, 'n verlore skaap is nie slim genoeg om uiteindelik daar te kom en te sê, uiteindelik, na baie kilometers in nagte het ek die herder gevind nie. Nee. Jy leer dat die herder los die 99 skape bymekaar in 'n kraal en hy gaan stap en hy gaan soek daai een skaap wat verloor is, tot hy hom kry. Hy is die een wat soek. En die werk van Jesus in Lukas 10 vers 19 gaan aan. Hy soek steeds mense om te red. Hy soek steeds mense wat hy sy eie wil maak. Hy wil nie hê dat mense verlore moet gaan nie. Maar hoe doen hy nou die boodskap? Hy doen dit deur die werk van die Heilige Gees. In mense wat die Heilige Gees het, aan mense wat die boodskap preek. So vriende, ons vind nooit God nie. God kom soek jou. As daar van jou kant af 'n reaksie is, of 'n soeke is dit omdat God dit reeds geïnisieer het. Hy het reeds begin werk. En ek kan my eie getuienis so baie daaroor sê, as jy terugkyk, dan sien jy, dit was nou hoe hy gewerk het. Maar kom ons gaan kyk wat sê die woord, vriende. Ons sê, hoe word 'n siel gered? Dit begin by die oortuiging van die Heilige Gees. Hy sê van Johannes 6 vers 7 en 8, Jesus in die woord, maar ek sê dit vir julle, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster aan julle nie kom nie. Maar as ek weggaan, hemelvaart, sal ek hom na julle stuur, Pinkster. En as hy kom, kyk nou mooi, hier sy werk, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Oortuig word van jou absolute verlorenheid, van jou absolute oordeel wat oor jou hang, en dan natuurlik van die boodskap van Jesus, die geregtigheid. Vriende, daardie soeke na God is nie ons deel nie. Dit is nie in ons DNA nie. Ons DNA lê by Adam en Eva. Nou as jy onthou, toe Adam en Eva die sonde gepleeg het, en hulle agterkom ons naak, wat het hulle gedoen? Het hulle God gaan soek? Nee, hulle het gevlug. En hulle het hulle eie blare gaan maak en hulle self toegemaak, 'n beeld van mensgemaakte godsdiens.
Soos ek laas week vir vertel het van die vyeboom en die blare sonder vrug. En dis waar ons is, vriende. Ons gaan nooit na God toe vlug, tensy hy ons nie kom oortuig nie. Die woord van Here sê, daar's nie een van ons wat God soek nie. Hy is te mooi met sy woord. Niemand soek God nie. Soos ons skryf, daar's niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar's niemand wat verstandig is nie, daar's niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar's niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hier beskryf die woord vir ons die toestand van die verlore mens. Jy en ek is so totaal verdorwe deur sonde. Die gees wat in ons is, ons eie gees is donker, hy's duister. Daar is nie lewe nie, want God het onttrek reeds by die sondeval. Maar hy kom oortuig ons, jy's verlore. Hy kom wys vir ons, sien jy die Here Jesus, sien jy die volmaakte beeld, sien jy jouself, die sonde, sien jy die hel, sien jy die oordeel, sien jy die kruis, die oplossing, en hy oortuig die mens, en die mens kom. En ons lees in Handelinge 2, hulle hoor hierdie boodskap. Kyk nou mooi, hier kom die evangelie boodskap in die krag van die Heilige Gees. En die Gees werk, hy doen sy werk, hy kom oortuig die sondaar. En wat gebeur? Kom ons lees saam. Hy preek die preek. Hy preek die evangelie. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. Jy sien, vriende, wat die Gees kom na 'n sondaar toe, en hy oortuig hom en tref hom diep in die hart. Hier waar het saak maak. En hulle sê vir Petrus en die apostel, wat moet ons doen? Hulle wil weet, wat moet ons doen om gered te word, broers? Wat moet ons doen? En dit is die kosbare werk van die Heilige Gees. Elke kind van God het twee dele van sy lewe, 'n BC deel en 'n AC deel. My skoonseun sal ek baie keer verhale vertel en sê vir my, pa, was dit nou BC of AC? Was dit nou before Christ of after Christ? Jy sien, elke kind van God het 'n before Christ, en dan kom die werk van die Gees en hy oortuig jou, en dan baie van ons kom aan die ander kant en nou het jy 'n BC, 'n after Christ. Hierdie oortuiging is ongemaklik. Hierdie oortuiging is nie lekker nie. En vriende, die mense wat die swaarste kry om oortuig te word, luister nou baie mooi, is nie die versonkte sondaar nie. Dit is nie die rebel met sy vuis na God gehef nie. Dis die kerkmens. Dis die geestelike mens. Dis die mens wat een of ander godsdiens aangeleer het. En hulle wil nie aanvaar, hulle is verlore nie. Hulle wil nie aanvaar, hulle is sondaars nie, tot die Here kom deur sy Gees, en hierdie waarheid vir die mens bekend maak, kan geen mens gered word nie. Dis die werk van die Gees van God. Want jy sien, ek en jy kyk na mekaar en ons sien hierdie gesonde persoon. Daar's niks op sigself fout nie. En dan gaan hy een keer 'n jaar, soos ek op die myn moes een keer 'n jaar gaan vir my rooi kaart, gaan jy op, en dan vat ekstra hulle, en roep hom en sê vir my vriend, jy is baie siek. Nee, ek maak hier niks. Ek maak hier niks. Dan trek hulle die ekstra hulle uit en hulle wys vir hom, daar's 'n kol op jou long, en dit is kanker. Jy sien, die Gees van God kom die ekstra en hy wys vir my en vir jou hoe verlore ons is. En dis sy werk tot vandag toe. Hy beweeg deur sitplekke, hy beweeg deur skares, hy beweeg deur mense, en hy kom oortuig van die sonde en die geregtigheid en die oordeel hier in die hart van die sondaar. En jy weet as dit hy is. Maar vriende, ons gaan voort. Ons praat met u van God se Gees se werk van die sondaar tot met redding. Hy oortuig in die eerste plek hier binne. Maar nou moet jy mooi hoor. Is oortuiging genoeg? Nee. Kom ons gaan verder. Die werk van die Heilige Gees van die verlore persoon, verlore tot gevind, sien ons, die Gees trek ook die verlore sondaar. Hy kom oortuig hom nie net nie, vriende. Daai oortuigingswerk het ek is verlore. Daai oortuigingswerk het Jesus is jou enigste antwoord. Daai oortuigingswerk is op pad na verdoemenis sonder God of na 'n hoop, is die werk van die Gees van God. Maar hy gaan verder, hy trek
die sondaar. Kyk mooi wat sê Jesus se woorde. Niemand kan na my toe kom. As nie jy wil nie, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Hy herhaal dit ook in Johannes 6 vers 65. So kyk mooi na die drie eenheid, vriende. Hier is die Jesus wat die kruis afgehandel het. Hier is God wat vir ons sê, ek trek mense, hoe doen hy dit? Deur die Heilige Gees. Die Here wil ons kom ontwapen deur te sê, verstaan jy, daar's niks om op te roem nie. Verstaan jy, daar is geen menslike selfvertroue nie, want kyk wat sê, niemand kan na my toe kom, as die Vader hom nie trek nie. Vriende, ek en jy is nie ou wat iewers in die see ronddobbel en wag om gered te word nie. Nee, vriende, ons is dood. Ons is dood, sê die woord, deur die misdade, deur die sonde, Romeine 5 wat oorgeplant is, ons is dood, ons het geen kontak met God nie, dood beteken geskei van God, dis hoe ons gebore is, ons is dood, en hy kom trek die sondaar, met mense bande, met koorde van liefde, het ek hulle getrek. Wanneer die Gees begin werk, vriende, in 'n siel en in 'n gemeente, dan is dit soos die trekkrag van 'n magneet. Jy ervaar die trek van die Gees. Jy is nie net oortuig nie, maar daar's 'n trekking. Dink so 'n bietjie gou-gou aan 'n rivier. Baie mense gaan oor 'n sterk rivier en hierdie stroom vat hulle. En hulle vat hulle. Van hulle sterk genoeg en hulle swem en hulle kom by die kant en hulle klim uit. Dis hoe ek dit ook sien. Baie mense kom in die rivier van die trekking van die Gees van God. En hulle is sterk en hulle sê nee, ek het dit nie nodig nie en hulle swem uit en hulle kom weer op land. Ander word met die rivier meegeslee en hulle word gestort in die see van die hemel. Die wonderlike plek om te weet dat jy en ek deur die Gees getrek word. Verstaan u nou, vriende, waarom ek vir 9 jaar al so pleit, dat u en ek tydens diens, voor diens, hierdie plek sal warm bid, sodat die Gees van God uit gebed kan opstaan, uit die altaar van gebed kan inkom, hierdie plek kan vul, en wanneer 'n sondaar hier inkom, moet die Gees van God so afgebid wees, dat 'n mens moet inkom, en as hy daar instap, moet hy weet, ek is verlore, want dis die werk van die Gees van God. Dis die werk van die Gees van God. Is nie net om te oortuig nie, maar om te trek. Maar ons sien 'n verdere ding wat vir my dit so wonderbaarlik maak om die genade te verstaan. Hy oortuig nie net nie. Hy trek nie net nie. Maar wanneer ons stil genoeg staan, dan kom open hy die oë van 'n blinde sondaar. Ek vind een van die grootste tragedies is vandag, ons kan fisies sien, ons kan fisies hoor, maar geestelik is ons blind en geestelik is ons dood. Mense sê dat God praat nie met my nie. Nee, vriende, hy praat. Die feit is, jy luister nie. Of jy geestelik doof, of jy geestelik blind. Dis hoe ons gebore word. Ons is geestelik blind. Ons sien nie ons verlorenheid nie, ons sien nie die oplossing nie, ons lag vir die kerk, ons lag vir die boodskap, want ons is dood, en die Gees kom na hierdie sondaar toe, en hy sê, ek wil jou red, is soos 'n jong man wat agter hierdie meisie aan, hy sê, vir jou wil ek wen, en hy doen al die regte dinge, en hy wen haar hart, en hy trou uiteindelik met haar, die Gees van God reik uit, en hy sê, ek open selfs die oë, want hierdie oë word deur die Satan verblind, want hy sê, hierdie mense wat verlore gaan, die God van die wêreld het hulle sinne verblind. Dis hoe ek en jy gebore is, vriende. Ons is geestelik blind gebore. Ons kan die akademiese feite sien, ons kan die teoretiese feite sien, maar ware redding vind plaas deur die werk van die Gees van God, wanneer die oë oopmaak, en dit is presies wat Paulus hier sê. Hy sê, want God het gesê dat daar uit die duisternis lig moet skyn by die skepping. Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Christus. Wanneer daai liggie aangaan hier binne, wanneer jy verstaan, ek is verlore,
Wanneer jy ervaar, hy trek jou met sy liefde. Wanneer die skille van jou oë afval, vriende, dit is alles die werk van die Gees van God. En sonder dit kan jy nie gered word nie. Jy kan die feite glo en sien, maar hierdie is hoe ware bekering werk, ware redding werk. Die Gees kom oortuig. Die Gees trek. Die Gees maak oë oop. Ek en jy se harte is pikdonker, vriende. Ons kan hom mooi opmaak met godsdiens en 'n goeie lewe en 'n klomp goed. Religie, spiritualiteit kan klomp goed opmaak. Dit bly 'n dooie vertrek tot die Gees van God. Die Gees kom verlig. Kyk mooi wat sê Spreuke 20 vers 27. Die Gees van die mens is 'n lamp van die Here. Dit deursoek die kamers van die binneste. Want die Here inkom daar, vriende, dit is soos wanneer jy in 'n pikdonker vertrek inloop. Jy het nie 'n son nodig nie, jy het 'n lampie in jou hand nodig, 'n klein liggie soos daai, en jy kan in 'n pikdonker vertrek ingaan. En daai klein lampie in jou hand verdryf die duisternis en jy kan sien. Ek kan jou toe oë in 'n plek invat, ek kan die ligte afsit en sê, beskryf my wat jy sien. Wat se meubel sien jy? En jy gaan my sê, ek kan niks sien nie, dit is donker. En ek bring net 'n lampie soos die, en ek steek hom op 'n konvertrek, en wat gebeur nou? O, ek sien. Vriende, dit is wat Jesus doen deur sy Gees. As jy die verhaal gelees in Lukas 24 oor die Emmausgangers, hulle sien wat gebeur, hulle sien Jesus wat sterwe, en hulle loop en hulle is so die mekaar, hulle verstaan nie, hulle het hierdie Jesus so aanvaar en geglo dis hy, maar hy is nou dood en dit maak vir hulle nie sin nie, en ons gaan lees daar in Lukas 24:31, en nou toe hulle weer sien, toe loop die opgestane heiland saam met hulle. En hulle sê, weet jy nie wat het gebeur nie, hierdie Jesus is dood, hy's weg. En Jesus begin die skrifte vir hulle uitlê, en kyk wat sê, en toe is hulle oë geopen. Hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. Dis wat die Gees van God kom doen aan elke weergebore kind van God. Hy kom verlig die oë. Hy maak die blinde oë oop. Die Gees van God moet ons oortuig. Onthou, die Gees het gekom vir 2 redes, om die kinders van God te versterk. Hulle bring die boodskap vir wie? Vir sondaars. So wat doen die Gees? Hy kom en hy oortuig die sondaar. Hy trek die sondaar en hy open hulle blinde oë. Ek ook vat jy nog een verder, vriende. Ek ook gewys vir iets wat vir my opnuut van toe ek het gisteraand weer my eie maak besef. Jy val net in aanbidding en jy wil net ween en sê genade, o genade. Want ons weet ons moet geloof hê om gered te word, maar waar kom dit vandaan? Kom ek van wys vir jou. Die Gees van God, die Heilige Gees gee selfs vir die verlore sondaar die vermoë om te kan glo. Mooi hoor. Jy kan nie glo uit jou eie nie. Want onthou jou gees is dood. Maar die Gees kom en hy gee in daai oomblikke van genade selfs vir jou hierdie absolute moontlikheid om te kan glo. So kyk wat sê hy in sy woord, hy sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. Kyk nou mooi, dit nie uit julle self nie, help my, dit is 'n gawe van God. So om in daai oomblikke te kan glo, om te sê, Here kom red hierdie sondaar, het jy die Gees van God nodig om self daai geloof in jou hart te bewerk. Net ingeval jy twyfel wat ek hier sê, kom ek gee vir jou tweede teksvers. Jy kan gelees in Filippense 1 vers 29 en 30, kom ek haal vir jou aan net die gedeelte van toepassing. Hy sê, omdat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in hom te glo nie. Dis genadiglik aan julle gegee om in hom te kan glo en natuurlik om vir hom te kan lei. Vriende, die Gees van God kom doen daar die werk in die sondaar se hart. Hy kom doen al daai oortuigingswerk. Hy trek die sondaar. Hy open sy oë, haar oë. En hy kom doen hierdie groot werk, hy kom skenk vir ons genade om te kan glo. Onthou u vir Lazarus, vriende, Johannes 11. Wat was sy verhaal? Hy het gesterwe en hy's begrawe.
Hy was 4 dae in die graf toe Jesus daar aankom. Die Afrikaans het 'n woord, hulle sê soos mosterd na die maal, kom hy daar aan, dis wat hulle dink. Maar vriende, die oomblik toe die Here Jesus, God wat in die mensvorm is, die woord spreek, kyk nou mooi, toe wek hy 'n dooie man op. Die oomblik as die Gees van God in ons harte inspreek, ons die kans gee om te glo in sy woord kom, dan wek hy die dooie verlore sondaar op. Kom, vat jy net weer na daai gedeelte toe. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep. Kyk nou die prentjie, Lazarus is dood, hy is in die graf, Here, jy is te laat, hy is al 4 dae weg, gaan hy uit met 'n groot stem, Lazarus, kom uit! En die oorledene het uitgekom, aan sy hande en voete met grafdoeke gebind, sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Dis wat die Gees van God doen aan 'n verlore sondaar, om hom te red. Hy open sy oë. Hy gee hom vermoë om te glo. Maar nou moet u mooi luister. God doen al hierdie goed, maar ek en jy moet kies om te glo. Luister wat hy skryf, hy sê, baie is geroep, maar min is uitverkies. Nou kom mense met 'n baie snaakse verduideliking daaraan. Nee, so lief het God die wêreld gehad. Hy roep almal, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Hy werk deur sy genade, deur sy Gees, oortuig, hy trek, hy bring, hy wys, maar mense kan in hulle rebellie en hulle verhardheid steeds glo om nie te glo nie. En ons moet eie oë gesien. Ons eie oë dit baie gesien. So vriende, kom ons kom by die volgende punt, en ek wil hê jy moet verder gaan en kyk, nou is al daar die werk gedoen, nou staan die sondaar voor hom. Die sondaar is oortuig, die sondaar is getrek, die sondaar weet, ek sien, die sondaar sê ek glo. En oomblik as hy geloof in die Here Jesus bely, dan gebeur iets wonderlik. Kyk mooi, die Gees bewerk die wedergeboorte. Die woord van die Here is baie duidelik, vriende, dis sy werk. Wedergeboorte is nie iets wat ek en jy kan doen nie. As jy Johannes 3 vers 3 gaan lees, hy agterkom, hy staan nie in 'n opdragvorm in Grieks geskryf nie. Dis nie opdragvorm nie. Hoekom nie? Want ek en jy kan dit nie doen nie. Ja, ons moet gered word, ja, ons moet by die Here uitkom, maar die Here bewerk self hierdie wedergeboorte. Kom ons gaan kyk, hy sê, wanneer ons praat van wedergeboorte, vriende, dan is dit 'n tweede geboorte. Ons het nou gelees in Johannes 1, dis 'n goddelike geboorte, dis 'n goddelike nuutmaak. Dis nie 'n lewe opknap nie. Dit is nie iemand wat meer godsdienstig word nie. Dis nie iemand wat nou harder gaan probeer nie. Dis nie 'n nuwe blaadjie omslaan nie, vriende. Nee. Dis 'n nuwe skepping. Hy kom en hy kom bewerk die wedergeboorte. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom of waar hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Dis 'n wonderwerk buite jouself. Dit word van die Gees gedoen in jou dooie hart. Kom wek hy die lewe. Sy woord is lewe, en hy kom wek daar lewe, en hy wek jou en my op. Nou onthou, in die konteks van Johannes 3, is dit Nikodemus wat die vraag kom vra. 'n godsdienstige leier, 'n gerespekteerde leier, 'n man van aansien, maar nie goed genoeg vir die hemel nie. Jesus sê vir hom, nee, Nikodemus, jy moet weer gebore word. En al wat dit beteken is, jy moet van bo gebore word. God moet vir jou 'n wonderwerk kom doen in jou hart, die wedergeboorte. En dit is die hart en die natuur van die evangelie. Dis die hart en die natuur van die werk van die Gees van God, om juis dit te kom doen. En ons word gebore in die Gees, en jy's 'n nuwe skepsel. Daarom, as iemand in Christus is, 2 Korintiërs 5:17, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword.
Dis nie patchwerk nie, vriende. Dis nie 'n oorsprei en 'n oppolish nie. Nee, hy kom herskep jou nuut. Nou, luister ek nou vir jou wil sê. Wanneer ons praat oor godsdienstigheid, selfs in die kerk, godsdienstigheid op die Hindoe, maak nie saak wat die godsdienstigheid, wat doen dit aan mense? Dit alter their, verskoon die Engelse woord, hulle gedrag. Dit verander gedrag. So die ou wat nou hierdie godsdienst aanvaar, sy gedrag verander, want hy gaan nou sekere dinge doen, en hy gaan sekere ure bid, en hy gaan sekere dinge doen, en hy gaan kersie aansteek, en dit doen hy alhoudend en aanhoudend. Dit is sy gedrag verander, dit is wat godsdienstigheid doen. Maar vriende, wanneer ons praat van Christus Jesus en die Bybelse evangelie van Christus, dan kom verander hy jou hart en jou natuur. Hy kom maak jou 'n nuwe skepping. Ek kom ook wys vir jou wat hier gebeur in die Nuwe Testament deur Christus, en ek vat jou terug na 'n profesie toe, wat het geprofeteer het. Wat gebeur met die persoon wat nou gered word? Is 'n profesie wat die Here gegee het, en die CG wat sê, dit gaan ek met julle doen in die toekoms, luister nou mooi. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. En al julle onreinheid en julle drekgoede sal ek reinig. En ek, hoofletter, sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees uit wegneem, en julle hart van vlees gee. Nou moet u mooi luister in vers 27. En ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak, dat julle my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Vriende, as mense gered is, en die gees van God het die werk kom doen, dan kom gee 'n nuwe hart, en hy kom maak, dat jy die Here wil dien. Dis wat hy daar sê. En is presies wat hy kom doen het. En hy kom beklee jou in die oomblik van wedergeboorte, kom gee hy Christus se geregtigheid vir jou. Hy kom vergewe jou van die begin van jou geboorte tot die dag dat jy sterwe. Hy maak jou regverdig in Christus, jy's volkome in Christus. Jy het alles wat jy ontvang hier by wedergeboorte. Kom doen hy vir jou, dis nie uit jouself nie, dis 'n gawe van God. Hy kom, en hy kom gee uiteindelik vir jou, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Elkeen wat dan weer gebore word, deur die evangelie en die gees, is nou 'n nuutgemaakte, jy is nou deel van die kerk van die Here Jesus, jy is nou die gemeente van Christus, jy is 'n nuwe mens, en die Here het Pinkster nodig om jou te bekragtig, om aan te gaan en te werk, maar op hierdie stadium fokus ons net op die sondaar. So dis wat hy kom doen. Maar hy stop nie daar nie, ek wil vir nog een punt gee. Die Heilige Gees kom verseël nou die een wat hy weergebore het. Ek kan 'n paar tekste gaan lees, ek gee vir so 'n paar, so enkeles. 2 Korintiërs 1 vers 22. Wat ons ook verseël het en ons die Gees as onderpand in ons harte gegee het. En wie ons nadat ons ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees. Bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot op die dag van verlossing. Wat beteken dit? Beteken die Heilige Gees word vir jou gegee as 'n seël. Dis 'n verseëling. Nou in die oud tyd, vriende, was daar 'n koninkryk en dan was daar 'n koning, en daai koning het 'n baie spesifieke embleem vir hom laat maak op 'n ring of op 'n stempel, en net hy het die mag om die stempel te gebruik. So wanneer daar 'n brief of 'n amptelike dokument gestuur is, dan is daar warm waks opgedrup, dan sou die koning of sy ring of sy stempel vat, hy sal hom daarop stempel, en daai is die seël van die koning. Dit maak dit 'n amptelike brief wat alleen oopgemaak mag word aan die een aan wie dit geadresseer is. Daardie seël wat ek en jy kry, vriende, is die seël van die Heilige Gees self. God wat beaam, daai man, daai vrou behoort nou aan my. En die feit dat die Gees van God nou, dit is vanaand se boodskap, vir jou daai sekerheid kom gee, is die onderpand, dit is die verseëling, hy verseël jou. Die vraag wat mense my vra, as iemand waarlik gered is, wat is waarlik gered? Deur die Gees oortuig is, getrek is, blinde oë geopen het, geloof is gegee, wedergeboorte is bewerk, en hy is verseël,
kan so 'n persoon ooit weer verlore gaan? Ek ook vra vir jou die vraag, as jy dit glo, was jy lank al verlore. Lank al. Want hoeveel sondes het jy nodig om verlore te gaan? Net een. Nee, vriende, hierdie is 'n werk wat God kom doen. Hy kom handel dit af, en hy kom verseël hierdie sielgees, vir tyd en ewigheid, tot jy uiteindelik daar kom. Daarom kom en hy sê, julle, daai siel sê, jy behoort nou kind van God aan die Here Jesus. Jy is duur gekoop. Dis eienaarskap. Elke kind van God wat waarlik weergebore en gered is nou 'n eiendom van Christus Jesus. Dis wat die Gees van God in jou hart kom vasmaak. Maar hy gee vir jou ook die amptelike sekerheid. Jy weet dat jy weet dat jy weet dat jy weet dat jy kind van God is. Die Gees self getuig saam met ons dat ons kinders van God is. Ek het soos baie jong mense, ek as 'n jong man 'n bietjie gesukkel met sekerheid, en my vrou ook, maar wie iemand het dit eendag vir my so gesê. Hy het gesê, gaan op jou knieë, dan sê jy vir God, jy het my nie gered nie, ek draai my rug op jou, ek kom nooit weer terug na jou toe nie, ek kom nooit weer kerk toe, ek lees nooit weer Bybel nie, ek is klaar met jou. Toe sê ek kan dit nie doen nie. Toe sê hoekom kan jy dit doen nie? Sê ek, nee, wat die Here vir my gedoen het, was te groot, daar is jou oortuiging. Jy kan hom nie los nie, vriende. Jy kan hom nie los nie, want hy het jou eers te kom haal, en hou jou in sy hand, en solank in sy hand is, hy vir ons gesê in Jesegiel, sal jy my wil dien. So mense wat wegraak en rug op God draai, die eenvoudige antwoord is, hulle was nooit gered nie. Miskien in die kop, miskien in die emosie, maar nie die redding waarvan God praat in die woord, wat die Gees van God kom doen in die hart van 'n sondaar nie. Hy gee vir ons daardie sekerheid, maar hy gee vir ons ook die belofte van bewaring. Hy sê, ek het die goeie werk en julle begin sal volëindig tot op die dag van Christus. Hy sê, julle is verseël tot op die dag van verlossing. Dis die sekerheid wat ek en jy het. Ons weet dat ons weet dat ons weet dat ons weet. Ons weet. Want sy Gees getuig saam met my gees. Baie dinge waaroor mense twyfel. Baie dinge. Maar een ding wat ek weet, wat jy weet, wat kind van God is, ek weet, ek is gered. En laaste plek sê hy, kom seël ons as 'n onderpand. 'n Onderpand beteken, dis 'n waarborg. Dit is soos 'n betaling wat gemaak word. 'n Betaling wat sê, ek het die volle prys vir hom of haar betaal, daar is die onderpand, ek het dit reeds betaal, maar ek gaan later terugkom om die volheid daarvan te kom opeis. Jy sien, ek is nog hier in hierdie wêreld, vriende. Ons is waarlik gered, op pad hemel toe, ons behoort aan die koning van die konings en die Here van die Here, maar ons is nog nie in die hemel nie. Maar die Gees van God wat my verseël, geef my aan daardie deposito's betaal. Ek weet, eendag as ek my oë hier toemaak, maak my oë oop, wanneer die aardse tentwoning afgebreek word, 2 Korintiërs 5, dan ontvang ons 'n hemelse tempel, nie met hande gemaak nie, voorberei deur God. Ons weet dit. En die Gees van God in ons harte gee ons daardie sekerheid. Dis wat hy met verseëling doen. O vriende, dit is alles die werk van die Gees van God. Want God is vir ons lief. Hy het vir ons gesterf, toe ons nog sondaars was. Toe ek en jy hierdie kant was, daai kant was, niks van hom wou weet nie, het hy reeds vir ons gesterf. So wanneer ek en jy vandag op 'n punt kom, ons sê ek ken die Here en ek is gered en ek het hom dien, dan wil ek jou en my net herinner, hy het ons lief, omdat hy ons eers lief gehad het. Ek weet, dit is die wonder van die werk van die Gees van God, dat hy in 'n hart kan inbeweging kan sê, my vriend, jy's nie reg met my nie. Dogter, seun, jy's nie reg met my nie. Sien jy, ek wys vir jou hoe verlore jy is. Sien jy hoe blind jy is? Sien jy die oordeel wat kom? Maar sien jy vir Christus aan die kruis? Sien jy die oop graf? Sien jy sy oop hande wat jou nooi om te sê, kom. Maar wat dors sê, kom. Laat hulle die water van die lewe neem, kom. Dis alles die werk van die Gees van God. En as jy jou uitdryf, vriende, en jy sak op jou knie en jy aanvaar die Here Jesus, en jy sê, Gees van God, kom doen vir my die werk van redding, op grond van Christus se werk, dan kom doen hy dit. En dit is vas.
wil vandag vir jou vra, vriend, het jy daardie sekerheid, dat die Gees van God jou gewederbaar het? Ek vra nie wat jy voel nie, ek vra nie wat jy dink nie, ek vra dat jy daardie sekerheid wat die Gees in jou hart kom wakker maak, dat jy weet, ek is sy kind. En ek dien die Here ten spyte van al my terugslae en mislukkings en teëspoede en dwarswinde en messe in my rug. Ek bly God dien omdat ek nie anders kan nie. Dit is die werk van die Gees van God. Die werk van die Gees van God, van verlore tot gered, eenvoudig, hy kom oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy kom trek die sondaar. Hy open sy oë. Hy gee selfs die vermoë om te glo. Maar jy moet kies ja. Dis wat bekering beteken. Ek hoor en ek sien en ek los die wêreld en my eie probeer en my sonde, ek los dit. Ek draai om, bekering, en ek gryp die kruis aan sy hande en ek sê, hier is ek, Here, kom red my. En hy kom doen sy werk. Hy kom bewerk in die sondaar die wedergeboorte. Hy kom skiep 'n nuwe mens en hy kom verseël hom vir tyd en ewigheid. Daarom sê Jesus, ek gee hulle die ewige lewe en hulle is veilig in my hand. Hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. So mense wat sê kan verlore gaan, verstaan nie reddingswerk soos die Gees van God dit bestem het om te wees nie. Nou is die vraag, nou het hy die mens, kom ons sê ek en jy is nou gered. Wat doen die Gees nou verder vir my wat hom ken? Tot nou toe, die sondaar tot redding. Na redding verder, dit praat ek vanaand met u by die 4uur sessie Pinkster 2. Kom ons buig ons hoofde en ons bid 'n woord saam. Dankie Here, dat u ons kom soek het, lang voor u vir ons u kom soek het. Dankie vir die werk van u Heilige Gees. Dankie dat u harde harte oopbreek, blinde oë laat sien. Dankie dat u kom lewe spreek waar dood is. Dankie dat u vandag steeds sondaar mense, sonder Christus in hul hoop trek. Dat u oortuig en dat hulle wat kom nooit wegwys nie. En daarom bid ek, as daar iemand vanoggend is wat hierdie trek, hierdie oortuig, hierdie wete het, dis nie my deel nie, dat u daardie persoon in hierdie oomblik sal akkommodeer, om te sê kom ontvang die lewe verniet. Here, kom help ons wat reeds die getuienis het om te verstaan, ons het niks om op te roem nie, dat wat ons is net genade en dat ons in genade alleen voort kan leef dag vir dag tot u eer. Kom wees u die instaatsteller vir elkeen wat die nood ook al is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.